Dit is alreeds Vrydag. Hoe vlieg die tyd nie? Jonathan Edwards waarsku ons, you may delay, but time will not. So sonder om verder dan nou tyd te mors, kom ons stap verder saam met Johannes op pad na Paasfees se kruisgebeure. In verlede Sondag se preekvoorbereiding oor Johannes 12 vers 37 tot 50, was Johannes se aanhaling van Jesaja baie interessant. Johannes 12 verse 37 tot 40 lees soos volg: Hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord wat die profeet Jesaja uitgespreek het vervul kon word. Here, wie het ons boodskap geglo? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hulle kon nie tot geloof kom nie, want Jesaja het ook gesê, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë kon sien en met hulle harte kon verstaan en kon terugdraai en ek hulle genees nie. Wanneer ons hierdie woorde lees, klink dit onregverdig en laat dit ons amper hopeloos voel, want dit wil voorkom dat ongeloof deel is van God se plan. Dit is alhoewel belangrik vir jou en my om te onthou vir wie hierdie woorde oorspronklik geskryf is. Die eerste aanhaling kom uit Jesaja, 'n boek geskryf rondom die ballingskap van Israel. Jesaja 53 vers 1 verwys daarna dat niemand uit homself kan glo nie. Niemand kan self God raak sien nie. Dit is God wat homself openbaar en mense wat hom miskyk van wie hulle eie lewens fokus. Die tweede aanhaling is uit Jesaja 6 vers 10, vanuit 'n gedeelte waar God vir die mense in sy diens vra, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Om in God se diens te staan is nie maklik nie. God se boodskap te leef is 'n uitdaging vir jou en my daagliks. Daarom is daar mense wat nie wil luister nie en nie God se openbaring wil aanvaar nie. En die uiteinde in Jesaja was die ballingskap. So is dit ook in die Johannes evangelie. Net soos in Jesaja se tyd was baie mense gedryf deur hul eie gewin en nie God se wil nie. Daarom word die mens reg deur die evangelie konstant geroep om aan Jesus te glo. Geloof en wedergeboorte is twee kante van dieselfde saak. So is dit ook vandag. God het homself en sy plan van verlossing in Jesus Christus geopenbaar. God vra steeds, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Wie is bereid om in my diens te wees? Dankie dat jy hierdie week saam rondom God se woord kon bymekaar kom het. Ek gesels weer met jou oor so 'n paar weke om verder en dieper in God se woord te kyk. Tot dan, groetnis van huis tot huis in die netwerk, daar waar jy speel.